Die Christuslied kom uit Filippense 2 vers 5. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Jesus Christus is die Heer. Welkom aan elkeen van julle wat hier so saam met ons is. Dis 'n voorreg om ook hier in Pretoria hierdie kerklied ontdekking met julle bekend te stel. En omdat ons 'n kerk was wat nog altyd gestry, maar daarom ook gesing het, is dit 'n goeie boek, dink ek, om hier aan die begin van lydenstyd na te luister en iets van God se ongelooflike trou deur eeue heen te hoor. So ons bring vir julle uit die Kaap uit groete en seënwense, en ons gaan ook net nou ietsie wat ons kan doen oorhandig aan party van die mense wat saamgewerk het. Maar hoe dit nou gekom dat die Kaapse lied tot hier ook opklink, want dit is natuurlik nie net die Kaapse lied nie. En een van die heel vroeë veranderinge of opmerkings wat ek raak geloop het, was die verhaal van Dominee Bosman, wat eintlik as jong seun 'n winkelklerk was, en toe Andrew Murray die skrywer op een van sy evangeliese reise was, het hy gehoor hierdie kind wil eintlik teologie studeer. En Andrew en sy vrou se beleid was om hulle pastoriese deure in die kamers oop te maak vir sodanige studente, en hy skryf vir sy vrou Emma, "My dearest wife, I'm bringing you home another son." En dit was Bosman. So Bosman het vanuit die huis in Wellington, eers Worcester en later Wellington studeer, en later het Andrew se oudste dogter Emmy, wat 'n onderwyser as 'n onderwyseres opgelei was, hier kom skool hou by Bosman se Prospect Seminary, wat in 1877 geopen is, met 'n Amerikaanse onderwyseres aan die hoof. En dit was soortgelyke susters seminarium eintlik van die Huguenote seminarium in Wellington, wat deur Andrew begin is 'n paar jaar vroeër. Nou Emmy het ook dan saam met Dominee Bosman en sy vrou is hulle geïnterneer gedurende die Eerste Vryheidsoorlog. En na die oorlog skryf Andrew vir haar, "My dearest child, I understand that you want to come back, but stay in Pretoria, stay with Stephanus. He needs you and he's a good teacher." So Stephanus het dan van die begin af eintlik hierdie lekker sterk Kaapse verbintenis, en dis vir my interessant gewees om te sien toe hy later sy boek publiseer, 'Een terugblik op 'n kerklike en godsdienstigte in die Transvaal, publiseer hy dit in die Kaap by Van der Sant de Villiers in Kaapstad. So die Kaap het nog altyd guns gekry uit hulle noordelike susters en broers, omdat hier goud gegenereer is. Nou daaronder het ons maar bly sing, so ons wil graag boeke met sangliedere oorhandig aan ons noordelike samewerkers. Ons eerste klomp samewerkers het ons net in dankbaarheid ontvang, en dit is die wonderlike kunstenaars wat ons het, Bessie Keun voor die orgel, en wat 'n klomp werk gedoen het met die kantory. Diederik Passon sit hier langs my, hy is die ander orgelis wat julle gaan hoor, hy is so tussen die Kaap en Transvaal. Tinus Pretorius, Tanya Wolfhard en Pier van der Merwe, ons soliste, wat hierdie werke spesiaal vir vandag voorberei het. Die geleentheidskoor, net vir vandag saam, Ad libitum oudlede en Skuilkraan se kantory, Soret Prinsloo wat vir ons die stokkie gaan swaai, en dan voorlesers Wouter Joubert en Corrie Sweers hier langs my. Ek het 'n Skot en 'n Nederlander ingevoer om dit reg te maak, en ek self is Isabel Murray. Maar kom ons nooi die ander medewerkers, wil ons graag vorentoe vra, vir Bessie Keun, vir Eben Keun, die navorsingstrust se verteenwoordiger, en ook die akademiese verteenwoordiger, Dr. Annemarie, ek hoop is hier, Dr. Wouter, ek hoop julle is hier, kom graag vorentoe, en ek hoop Professor Johan van der Merwe is ook hier. Sal u dalk vorentoe kom, ons wil graag vir julle elkeen persoonlik dit wat ons kan gee. Ons het nie goud nie, maar ons het daarom liedere.
So terwyl die medewerkers vorentoe stap ook namens die NG Kerk Argief in Stellenbosch groete en baie dankie dat ons ook hierdie boek in die noorde mag bekendstel. Die suidelike boekbekendstelling was reeds in Februarie en nou is ons bevoorreg om hier waar ook 'n groot deel van ons land se geskiedenis plaasgevind het, die noordelike boekbekendstelling te kan doen. Iemand het eendag gesê, vrees niet waar het lied weer klinkt, slegte mensen zingen niet. En hierdie boek, dink ek, is 'n ongelooflike toevoeging tot die geskiedskrywing in Suid-Afrika, maar veral in terme van die ongelooflike rol wat die kerklied en kerkmusiek gespeel het in die kerkplanting, in die ontwikkeling van ons land. Dit is nie net uit Europa nie, Amerika, Engeland, maar ook uit Afrika was daar hierdie integrasie gewees en interdissiplinêre samewerking wat gelei het tot wat ons vandag in ons land het. So ook namens die argief, hierdie is ons 10de argiefpublikasie, terloops die NG Kerk Argief is volgende jaar 200 jaar oud. So daar's geskiedenisdokumente tot vanuit 1665 wat daar bewaar is in die Kaap. So hierdie is ons 10de argiefpublikasie, einde van die jaar word die 11de ene hopelik in Zimbabwe by Morgenster bekendgestel. So ook namens die argief, Isabel sal nou verder meer sê, maar ook baie dankie, dit is nie goedkoop om hierdie boeke uit te gee nie, en ook vir die befondsing, vir die medewerking wat ons hier gekry het van die Navorsingsstigting, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, ons opregte dank. Dit is nodig dat ons in hierdie tipe goed belê, eendag vir ons nageslag. Ek handig nou weer oor aan Isabel, wat net 'n woordjie oor elkeen sal sê, dan sal ons die komplementêre eksemplare uitdeel. Goed, en hiervoor staan ek op, want ek het respek vir hierdie mense. Bessie Keun ken julle almal, en Bessie is sinoniem met Skuilkranskerk, met applous, en deur die jare heen was dit altyd die iemand na wie ek toe kon gaan, as ek gedink het ek weet iets van musiek, maar ek weet niks nie, dan bel ek vir Bessie. So Bessie het onbevange ja gesê vir hierdie saamstel van die program, vir die koor saambring, en Bessie, dankie daarvoor, maar dankie vir al die ander dinge wat jy van weet, dokters toejaag en al die goed ook tussenin, so verskriklik baie dankie vir Bessie, maar ook vir die hele gemeente, wat elke slag so gasvry vir ons ontvang. Baie, baie dankie. En dan staan langs haar Eben Keun. Nou, hierdie boek is baie gecompliseerd. Hy het soveel bronne in, en soveel stories en verhale, dat ek 6 voorbladproewe gehad het, wat nie wou werk nie. En toe bel ek vir Eben. En Eben kom met 'n agtergrond van ontwerp en denke en kuns, en hy het my totaal verras met hierdie voorblad. Want wat hy gedoen het, is hy het absoluut die elemente van die synode seels, hierdie kring geneem. Hy het Sluiter, wat een van die oudste gesangboeke is, wat ek net nog gaan van vertel, soos 'n singende duif geneem, en hy het die Afrika son gekombineer. En daardeur het hy eintlik absoluut die kern van hierdie boek saamgevat. So ons sing en die lig gaan op tot eer van God. Eben, baie dankie. Dr. Wouter, die akademie en die navorsingstrust is vir ons van onskatbare waarde. Eers van die navorsingstrust en Annemarie juis van die akademie. Want sonder hulle ook eintlik onvoorwaardelike ja, is hierdie publikasie totaal en al onmoontlik. En dit is nou al 'n paar keer wat veral die akademie vir ons regtig ondersteun, en ons kan net vir julle dankie sê vir die geloof wat julle het in die werk wat ons doen, en die ondersteuning, en want elke keer wonder mens, doen ek die regte ding, en as hulle vir my die ja gegee het, dan weet ek, ons het ondersteuning, ons kan voortgaan. Onvoorwaardelik dankie vir julle. Dis met die grootste waardering, en glo my, as ek dink aan die terugvoer wat die boeke klaar gekry het, julle doen werk wat so kosbaar is, asseblief moenie ophou nie. Baie, baie dankie.
Dankie. Ons gaan nou almal heerlik saam sing of luister eers na die Datheense berijming van Psalm 146, wat ook bekend staan as die geestelike volkslied van die Afrikaners. Nou, hierdie boek is die eerste boek wat ingebring is deur Van Riebeeck, so kom ons luister na die Nederlandse teks het ek geneem uit die 1873 gesangboek, Psalm en gesangboek wat hier gebruik is. Die tweede vers is die nuwe teks van Kloete. Diederik het klaar daarop gewys dat die bronne wat ons in die musiek of in die argief gevind het en nou saam in 'n musiekversameling geplaas het, is totaal uiteenlopend. Dit was divers, verrassend en ook uiteenlopend en samesnoerend. En ek het besef dat musiek, hoe verder ek nagevors het ek hoe verder besef dat musiek is soos water. Dit loop in elke klein gaatjie in en dit bind mense saam, want waar die water geloop het, dra dit lewe, maar dit tel ook iets op van die geografie waardeur dit geloop het. En dit is wat hierdie musiekverhaal vir my oor en oor duidelik gemaak het. So, ek wil graag vir julle wys van sommige van die boekies wat ons daar gekry het, en elke keer moes ek gevra het, soos wat ek wil hê, jy moet ook vir jouself vra, hoekom het ek vanoggend hier gekom? Hoe het ek hier gekom? Wat het my hiernatoe gebring? En ek moes dit vra van elke boekie wat ek daar gekry het. Wat maak die boekie hierso? Want dit is nou nie 'n NG publikasie nie, so hoekom is hy hier? Waar kom hy vandaan? Wat is die storie? En soos wat ons as gemeente en liggaam van Christus leer om na mekaar se stories te luister en mekaar te waardeer, het met hierdie boeke ook gebeur. En die foto's wat ek in die gedenkboeke gekry het, het vir my gehelp om die stories te begin verstaan. En die ooreenkomste te sien en te sien hoe die water gevloei het. Soos wonderlike kore en snaarorkeste, daar's iewers selfs soos 'n banjo-orkes gewees in die Noord-Kaap. Gedurende die Anglo-Boereoorlog of die Tweede Suid-Afrikaanse Vryheidsoorlog het die krygsgevangenes, hulle dink ek baie keer aan die lewe gehou deur die sing van 'n lied of deur 'n orkes saam te stel. Jy sien van die foto's daar. Oral waar daar kerke is, oral waar daar iets geopen is, was daar 'n koor, soos die koor wat hier so aan die een kant sien met die wit klere, die dames. Maar dan staan ook die orkes van die Ossewa Brandwag, want daardie boek lê ook daar by ons. En ek moes verstaan, hoe pas dit in? Dan kry ek uit die sendingveld foto's van jong mense wat sit en luister na 'n plaatopname van 'n koortjie. En ek hoor die opnames van die Kapotta koor vir blindes, wat het Morgenster begin is, deur van die sendelinge. En ek besef, hierdie storie is baie groter as wat ons gedink het. En dit het eintlik begin lank voor die reformatie al, met Luther en Calvin wat gesê het, maar musiek moet in die taal van die mense wees.
Mense moet dit kan sing, want dit moet uit hulle harte uit kan kom. So kom ons sing saam en ons luister na die volgende lied wat 'n nuwe weergawe is van een feste burg wat ons as 'n voorspel gehad het. En hierdie een is Hou Christus self sy kerk in stand. Daar's 2 verse daarvan en ons sing dit lekker saam met die koor. Met Jan van Riebeeck se koms het hy saam met hom gebring sy vertaling van die 1652 Geneefse psalms, van die 1542 se Geneefse psalms, en die een wat hy gebring het was Petrus Dathenus se Nederlandse vertaling van 1652. Nou die bundel was omdat dit deur die Oos-Indiese Kompanjie gebring is in die Gereformeerde Kerk in Nederland vir 150 jaar die enigste aanvaarde, goedgekeurde kerkliedere wat gesing mag geword het. En soos u weet, en ek het dit eers later uitgevind, daar is Geneefse psalms en dan is daar so 'n paar gesange agter in die boek gewees wat op baie spesifieke tye gesing moet word. Nou dit is gesing op 'n Nederlandse manier, stadig en gedra. En toe die Franse gekom het, die Franse vlug, die hugenote, het hulle iets daarvan erken, maar daar word geskryf deur die geskiedskrywers, dit was vir hulle 'n bietjie 'n moeilike, stadige tempo. Maar kom ons luister na een van hierdie wonderlike psalms wat behoue gebly het en wat ons vandag nog sing. En die koor gaan vir ons nou onbegeleid sing, Soos 'n hert in dorre streke. Van die
omdat die psalms vir so baie mense maar swaar was, daar word ook opgeteken dat die gemeentes dikwels aan die slaap geraak het onder die sing van die psalms, het hulle gevoel daar moet iets anders gebeur. So in 1805 is die evangeliese gesangen vrygestel in Nederland en in 1806 is die eerste bundel hierso amptelik oorhandig deur die drukkers aan die bestuur of die bestuur van die kerk hier in Pretoria. En daardie kopie lê inderwaarheid in die argief in Stellenbosch. Maar dit het bietjie tyd geneem om 'n hele besending van die boeke in te bring en dit het toe nou eers later aangekom en gearriveer in 1814 en op 20 Februarie 1814 is dit deur die verskillende kerke rondom Kaapstad almal in soort van in diens geneem en in Stellenbosch spesifiek het die orgelis en musiekkenner Meent Borchardt fyn te werk gegaan en geleer by Calvin en Luther en die kindertjies eers die lied laat sing en hulle het vir die gemeente geleer en toe begin hulle eerste lied wat hulle gesing het uit die evangeliese gesang en bundel was dan gesang 48. So kom ons luister hoe sing hulle en ek dink die kindertjies het goeie werk gedoen, hoor hoe sing hulle vir ons. Terwyl ek reeds besig was met die ontsluiting, het ek 'n navraag ontvang van Pieter Sluiter uit Nederland. Hy was op soek na sy grootoupa se nalatenskap in Suid-Afrika. En toe hy met my praat oor Willem Sluiter, moet ek bely het ek nie geweet wie Willem Sluiter was nie. Maar ek het Willem Sluiter opgespoor op 2 maniere. Die een was hierdie ou baie stikkende, eintlik reismuur geëte bundel wat julle die foto van sien, wat 'n tydgenoot van Sluiter se bundel was, Johan en Jakob Groenewegen se gesange se liedeboek, en die ander was toe 'n Willem Sluiter versamelde werken wat ek in die rakke opgespoor het. En Willem Sluiter in een van sy boeke, want hy het geskryf vir die mense, hy het geskryf oor Moeder Maria en oor eensame aande en oor hartseer. En in een van sy boeke kom dan hierdie illustrasie wat nou op deel is van hierdie boek se omslag. En ons luister na een van sy oggendgesange wat jy kan hoor kom dit uit die hart uit en wat volgens vertelling wat aansluit nou by die boek wat julle sien wat aan Sarel Selee behoort het van die groot trek. En Sarel Selee skryf dat ons het graag Sluiter en Groenewegen gesing in die oggend om die kampvuur. Heer mijn God, voor alle dingen zal ik uw sterkte zingen. En des morgens, fris van geest, vrolijk roemen uw goedheid, die mij tegens volksverwoedheid
Zij het een hoog vertrek geweest. Nou trou aan daardie volksdigkuns eintlik en die uit die hart uitsing en onthou dit was in die tyd van die groot trek toe daar baie benoudheid was. Kom hierdie ander lied waarna ons nou gaan luister van die Magaliesbergse wêreld af. En toe ek vanoggend mooi gaan nalees weer daaroor, toe lees ek hierdie woorde. Die Magaliesberge is meer as 2 miljoen jaar gelede gevorm as gesmelte lava. En dit is daar waar die trekkers, en ek lees die naam van 'n Frans Fouché van Doornhoek, gesit het en opgekyk het na die Magaliesberg. En geweet het, my hulp kom daar vandaan. So kom ons luister na die koor se verwerking, wat oom Gawie se leeu opgeteken het in 1958. Nou in 1820 het daar 'n groot invloeks gewees van Skotse leraars en onderwysers. Dit het so gebeur dat die regering onder in die Kaap besluit het die boere raak bietjie te selfstandig en hulle moet nou dit bietjie verengels. En hulle het gedink omdat die Skotte goed gedissiplineer is, uit die presbyteriaanse agtergrond kom, sal hulle nou net die regte predikante wees. Nou die Skotte het toe bietjie anders te werk gegaan en nie heeltemal die verengelsing so goed reg gekry as wat die Britte gehoop het nie, maar kom ons luister na een van die bekende Skotte se verhaal wat hy self vertel, hoe dit gekom het dat die Murrays vandag nog die lied O God van Jakob sing, en die persoon wat gekom het, was natuurlik die eerste Andrew Murray. So kom ons luister na wat hy in sy eie skeepsdagboek geskryf het oor sy koms hiernatoe. Early in the year 1821, the Reverend Dr. Tom was appointed to provide some preachers and teachers in connection with the Church of Scotland to go out to the colony of the Cape of Good Hope. After considerable trouble, Dr. Tom succeeded in engaging me, Reverend Andrew Murray, preacher, Aberdeen, Scotland, as clergyman for the colony. At the time, my mother lay upon her deathbed.
And in order to spare her, my sister and elder brother John refrained from telling her of my impending departure. As I had to spend some time in the Netherlands to study the language, John decided to accompany me for the first part of the journey. When the hour of parting came, we walked to the highway where the Aberdeen coach passed. Here we knelt in prayer to commend each other and our dear ones to God. And before we parted, sang together, O God of Bethel, by whose hand thy people still are fed. It was a final farewell, for I never revisited my native land after setting sail for Africa in 1822. To this day, we and our dear ones continue to sing this prayer on the Sabbath and special family occasions as a reminder of God's presence and guidance in our lives. Ons nooi julle om almal saam te sing. Andrew en die ander skotte wat saam met hom gewerf is, het 'n 3 maande lange seevaart gehad na die Kaap van Storms. En in die tyd was daar 2 keer erge storms en 1 keer het hulle skipbreek gelei. Hulle het nie gedink hulle gaan hier uitkom nie, maar hulle het veilig gekom en uiteindelik is hy direk na sy aanlanding in Kaapstad is hy na Graafrenet uitgeplaas wat sy gemeente was vir die res van sy lewe. Kort na sy aankoms, 2 jaar later, het hy die jonge Maria Stegman ontmoet. Sy was 'n nooi van 'n Franse hugenote en Nederlandse agtergrond in die Kaap en hy het met haar in huwelik getree en saam met hulle 16 kinders in die wêreld gebring in die pastorie van Graafrenet. So dit was 'n groot en 'n vrolike plek gewees en Sondagmiddag is daar saam hymns gesing, onder andere ook slawenliedere. Maar Maria, die oudste dogter, skryf dat sy kan onthou haar pa se gunsteling lied was die een gewees wat praat van The Lord bringeth thee unto a good land of happy land. En as ek sy skeepsvaart lees, dan dink ek Suid-Afrika, die Kaap van Goeie Hoop moes vir hom 'n happy land gewees het. So kom ons luister na hoe hy dit die eerste vers vir ons sou voorgesing het. Die voorleser, waar is ons voorleser? Dankie. There is a happy land far, far away, where saints in glory stand, bright, bright as day. Oh, how they sweetly sing, worthy is our Saviour King. Loud let his praises ring, praise, praise for aye.
Nou dit is ook hierdie Andrew wat daar in die pastorie Vrydag aande gebid het vir herlewing. Maar dit is sy seun, die skrywer Andrew, wat geassosieer word met die herlewing. En een van die navrae wat gelei het tot 'n hele paar hoofstukke in die boek, was wat is die musiek waarna Andrew Murray geluister het gedurende die herlewing, of sou gesing het. Ek kon nie direkte notules kry in die kerkraadsnotules om dit aan te toon nie, maar een van die opgetekende verhale in die kerkbode vertel dat Andrew met die uitbreek van die herlewing, wat natuurlik eintlik op plase buite Woester en in die Boland gebeur het, maar dat die Sondag aand het hy in die een saal gaan 'n diens hou, en toe hy instap in die kerkgebou, toe is dit wat hom aanbetref chaos, want almal praat en bid gelyk en dis net onrustig, en hy het na die ouderling wat in beheer was gegaan en gesê, broer, maak hulle stil, in Engels, calm them down, en quiet them, it's the place of the Lord, en die ouderling het gesê, ek probeer, maar ek kry dit nie reg nie. Toe sê Andrew vir hom, maak dan die gemeente stil deur hulle te laat sing, die gesang wat begin met, help die siel, die raadloos skryt. Nou ek kon nêrens daardie spesifieke lied opspoor nie. Die naaste wat ek daaraan kan kom in die ou tekste van die tyd is Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat? Mijn God, waarom verlaat U mij en bent zo ver, terwijl ik tot U schrei? En red mij niet, maar gaat aan mij voorbij? Hoe blijft Gij zwijgen, mijn God? Terselfdertyd was daar in die Noord-Kaap iets heeltemal anders aan die gang. 'n Jong seun wat eintlik half wees groot geword het en later saam met sy moeder toe by die Wuppertal se sendingstasie gaan bly het, en hy was 'n skaapwagtertjie, het nogal belang gestel om te leer, en een van die Duitse eerwaarders het agtergekom dit is nogal 'n slim klein seentjie, en hom betrek en in die skool toegelaat en later saamgeneem as hulle so reis daar in die Noord-Kaap om te help Sondagskool hou en sing. So eerwaarde Johan Frederik Hein is later getroud met 'n afstammeling van een van die ander sendelinge, Elizabeth Hein, en as egpaar het hulle dekades lank in die Noord-Kaap gewerk. Hy is ook later toegelaat en die eerste persoon daar wat dan as 'n eerwaarde gelegitimeer is. Hy het dagboeke gehou en ook 'n liedbundel waarin hy in sy eie hand verskeie musiek liedere neergeskryf het, vertel het van wat hy ervaar het, en die dagboeke sluit dan aan by die musiek wat hy neergeskryf het, so dit gee vir my 'n agtergrond, soos dat hy met die kinders tot 40 stuks kinders by die Sondagskool gehad het, en Kersfees gaan hulle af na die Droë rivier lope, wat dan soms water ingehad het, en pluk doringboomtakke met geel bloeisels as kersbome. Van die musiek is vir ons onduidelik waar dit vandaan kom, of dit sy eie is en of dit oorgeskryf of vertaalde werke is. Maar kom ons luister na een van die liedere wat hy duidelik vir kinders bedoel het. Corrie lees vir ons. De kinderen zingen wat goed is en waar. En de engelen daarboven, zij luisteren ernaar. En de engelen daarboven, de kinderen beneden. En God neigt zo gaarne zijn oor tot u heen. Bessie, speel vir ons. Die invloed van die 1860 opwekking of herlewing het baie lank eintlik aangehou, en op 'n manier het die musiek absoluut
moet grense deurbreek. Een van die kosbare dokumente wat ek ontdek het in die argief is die 1897 komposisie van Enoch Sontonga, Nkosi Sikelel' e-Afrika. Hy beskryf waar die lied vandaan kom, hy was 'n dominee, en hoekom hy dit geskryf het, en dat dit regtig 'n gebed is vir God se sorg en se bewaring. Ek kry later verwysing daarna as die koningin moeder, die kerk se Morgenster sendingstasie besoek in die 50er jare. En daar word gemeld dat die teologiese kweekskoolstudente hierdie lied gesing het, en 'n sendingdame wat toe nog 'n dogtertjie was, het met haar bokskamera 'n foto geneem en gesê, dit het my die meeste aangegryp, om dit in Chikarangwa te hoor. Dan kry ek 'n program van 'n sendingweek in 1963, wat Nkosi Sikelel' as tema het, om te sê, God is die God van Afrika. Hy verbind ons almal, en ons almal moet vir God bid. Ek kon nie die opname kry van die Kapota koor nie, maar ons gaan nou luister na 'n ander lied wat hulle gesing het. Die koor is begin deur die sendelinge in Morgenster, en hy het later geskuif so 'n bietjie van die Morgenster sendingstasie af, hier in die vroeë 1920er jare, omdat daar kinders was wat blind was. En die koor bestaan steeds. Hierdie opname vermoed ons kom uit die 1960s, ons is nie seker nie. En die lied wat gesing word, klink soos een van die Sankey liedere waaroor ek net nou iets gaan sê. Ek het die lied gevind in verskeie hymnboeks, maar nie die presiese teks nie. So die teks, neem ek aan, is pas gemaak vir die Kapota koor. Kom ons luister daarna. Sweeter than them all. Take them great and small. Give me Christ, my precious Savior. He is sweeter than them all. Sweeter, sweeter than them all. Sweeter, sweeter than them all. Give me Christ, my precious Savior. He is sweeter than them all. Since I made my choice forever, since I walk with Christ my Lord, life to me grows richer, sweeter, as I listen to His word. Take this world with all its treasures, take them great and small. Give me Christ, my precious Savior. He is sweeter than them all.
Ek het al genoem van die kinders wat eintlik so 'n groot aandeel het in ons kerklied wat ek dink nie ons altyd besef nie. En dieselfde het gebeur met die bundels, die kinderharp, halleluja's en ook Sions gesangen wat deur 'n ander Skotse predikant saamgestel is. Hierdie bundels is almal eintlik saamgestel vir kinders, vir die Sondagskool. En hulle het baie ruim gebruik gemaak van die revival sanger Ira D. Sankey, wat saam met Moody, die preker, gewerk het in Amerika. Van Sankey is daar gesê that he didn't preach, he prayed his music. En ek dink dit is wat ek gevind het, dat die Sankey-liedere, alhoewel daar in musiekkringe dikwels gepraat word teen die swak musikaliteit daarvan, het hierdie liedere mense help bid. En in tye van absolute nood, waar hulle ter dood veroordeel is, en nie geweet het, wanneer gaan ek nou sterwe nie, is dit waarna hulle gegryp het. Soos byvoorbeeld Willie Lou, een van die mense wat tydens die Anglo-Boereoorlog gevangen geneem is en tereggestel sou word, het aan sy sussie gesê, die oomblik toe hy gehoor het, dit is nou, ek gaan nou tereggestel word. Vergeet net lied 565 van Sankey te lees. Daarin worden myne ondervindingen gedurende die laaste tyd uitgedruk. He will hide me in the secret of his presence. Dit is seker nie vreemd dat hierdie liedere mense aangeraak het nie, want as ek kyk na die gepubliseerde lys van Sankey se liedere, tel ek tot omtrent ten minste 2/3 waar vroue of die hele lied gekomponeer het of ten minste die teks geskryf het. En Sankey het dan die liedere gesing van die verhoog af en in sy bundels gepubliseer. Een persoon wat baie liedere bygedra het, is Fanny J. Crosby, wat as baba 'n siekte gehad het en toe blind was vir die res van haar lewe. Hulle sê sy het geweldig baie tekste en ook toonsettings gedoen. Maar die een wat my aangegryp het,
was die een wat sy geskryf het toe sy haar eie baba verloor het. Dit is dan ook hierdie lied wat Sini Melang later getoon of nie getoon het nie, vertaal het in Shikaranga, toe sy een van die eerste sendingvroue was op die sendingstasie Morgenster in Zimbabwe, wat toe nog Mashonaland was. Sini het self by die Huguenot Seminarium studeer in Wellington en die musiek wat sy daar gekry het sy saamgeneem en ook haar taalkundigheid. Kom ons luister, ons het nie die Shikaranga woorde in die lied nie, maar dit gaan op die teks verskyn, so u kan dit volg en na hierdie lied wat dan in een van die eerste bundels wat gedruk is op die sendingstasie in 1910 gepubliseer is en daar gesing is. Die sendingopleiding wat by die instituut begin het en die seminarium in Wellington, ook op Stellenbosch en later verskeie ander plekke, het baie gemaak van musiek. En dikwels in die notuleboeke lees ek van die ingevoerde onderwysers om sang, kuns te gee, orgellesse, klavierlesse, ook viool. En dit is dan die instrumente wat die sendingwerkers in Afrika ingeneem het. Hulle kon nie die taal praat van die mense nie, hulle moes dit nog aanleer, maar die musiek kon hulle maak. So daar's baie verhale daaroor. En onder andere het die vrouens met hierdie opvoubare orgeltjies getrek en daar's pragtige verhale van hoe hulle dan mense bereik het deur op hierdie kuste te speel wat verrassende gevolge gehad het. Asie Murray was die eerste sendeling wat in Nyasaland ingegaan het, wat nou Malawi is, hierso in die 1890s. En later het hy 'n wit donkie gehad as vervoermiddel omdat die perde almal doodgegaan het van die koors. Hy het dan, dit was sy getroue reisgenoot, sy vervoer en die donkie het oral saamgegaan en hy skryf bietjie daaroor wat het dan gebeur.
Die mense het nie donkies geken nie wit donkies nie, en die geluid van 'n donkie kan nogal aan die gebrul van 'n leeu herinner. Gedurende den dienst was het gehoor maar erg onrustig, want zodra de donkie hinnikte, gingen allen op de loop en de kerk was uit. Daar is ook kersliedere gesing. En die kersliedere is weer eens, vind ek meer daarvan in die kinderboeke. Ook later Ella Neethling se sondagskoolboeke wat sy geskryf het, hier van die vroeg 1900s tot 1926 toe sy oorlede is, net voordat hy die laaste een verskyn. Ella het gewoon op Stellenbosch, sy was die dogter van Dominee Jan Neethling, en Ella was sy het skool gegaan in Bloemhof Seminarium en was die meeste van haar lewe bedleend. Net voordat sy so erg siek geword het, het sy egter gaan prakties doen, praktiese skoolopleiding by die Franse sendingstasies in Lesotho. En daar het sy ook kennis gemaak met van die evangeliste wat daar opgelei is en wat later van hulle vroeër vaders het opgegaan saam met die eerste sendelinge na Morgenster toe. Ella het dan baie graag liedere later al meer vir Afrikaans, maar in Nederlands geskrywe en mooi in die boekies gesê wat moet gesing word, hoe moet dit gesing word, en sy vertel die storie van die kinders wat daar in die sendingveld sit en hulle sing by Bethlehem in winterkou. Nou ek het gedink, die kinders moes nogal gewonder het, hoe koud kan dit nou waar wees, daar in Afrika se tropiese klimaat. Maar kom ons luister dan, as die dames vir ons sing, een van die oudste kersliedere en een van die steeds gewildes, The First Noel by Bethlehem in winterkou. Ons voorlaaste lied is 'n toonsetting wat verlede jaar gedoen is deur Lorinda Hofmeyer in opdrag van die NG Kerk. Sy het saamgewerk aan die publikasie oor Andrew Murray self, en haar vraag waarna het hy geluister het my aangespoor om te gaan uitvind. Nou, hy het groot geword met 'n gebed. Die gebed waarmee sy ma die kinders in Graafrenet in die pastorie saans toegedek het en in God se sorg toe vertrou het. So kom ons luister na Lorinda se toonsetting van Moeder Maria se aandgebed.
chased me by night as well as by day. Forgive me, I pray thee, for Christ's sake, whatsoever I have done amiss this day. Keep me safe through all this night. I desire to lie down under thy care and to abide forever under thy blessing, for thou art a God of all power and everlasting mercy. Keep me safe through all this night. I desire to lie down under thy care and to abide forever under thy blessing, for thou art a God of all power and everlasting mercy. Amen. Ons sluit dan af met 2 liedere. Die eerste een vra ons dat almal saam sing met die koor, en dit is 'n loflied vir hierdie gawe wat ons ontvang het en wat ons steeds mee kan verder gaan. Psalm 150, ons loof U almal saam. En daarna gaan Diederik direk oor in die speel van 'n baie gepaste lied met die titel Het is volbracht. En die lied is gekomponeer deur Gerrit Bond, die komponis en orgelis hierso van Pretoria, in ter ere van Bosman toe hy afgetree het op 18 Julie 1926. So ons sluit af bo in Pretoria, maar eers sing ons almal saam. Ons loof U almal saam.